God. Die Here gee hierdie gawes. Die Here Jesus Christus gee gawes. En dit is vir ons belangrik om vandag dit raak te sien, want die Here Jesus self hou sy kerk aan die gang. Ons is geneig om hierdie gawes van Efesiërs 4 te koppel aan 'n pastoor of 'n dominee of 'n kerkleier. Deur te sê hierdie persoon is 'n evangelis of 'n leraar of 'n sendeling of 'n apostel of watter een van hierdie ook al. En dan sit gelowiges en dink, maar goed, nou moet ons wag vir die persoon wat hierdie gawes het om nou sy kant te bring vir my geloof te beoefen. En dit is die idee wat baie mense van kerk het al die jare. Nou as ons gaan kyk na die manier wat ons na kerk kyk, wat ons nou by die kindertjies ook gehoor het, leer Paulus vir ons om op die regte manier na die kerk te kyk. Hoekom is dit belangrik? In die eerste plek, wat ons in die boonste lyn altyd van onsself sien is ons gedrag, hoe ons gedra. Dan sê ons, maar Sondag by die kerk gedra ek my goed en ek is vriendelik met almal en ek is oordentlik en so, maar in die week kan trek ek los, dan word ek iemand anders. Maar ek is 'n Christen, dis op die volgende lyn. So ek as Christen moet probeer om hierdie gedrag van my reg te hou en in plek te hou. Maar dan kry ons baie mense wat hulle eintlik maar net assosieer met Christendom. Soos die mense sê in Europa en in Turkye, hulle is non-practicing believers. So 'n nie praktiserende gelowige of 'n nie praktiserende Christen is iemand wat weet wat die geloof sê, maar nooit dit doen nie. Is iemand wat weet wat sê ek moet liefde hê, ek moenie oordeel nie, ek moenie my eie kop volg nie, ek moenie so werk nie, God moet my beheer, maar nog steeds so lewe. Want onder die geloof lê jou wêreldbeeld. Nou dit is 'n wêreld wat jy in jou eie kop vir jou skep. Met ander woorde, daar hou jy jou eie vergadering. Jy sê vir jouself byvoorbeeld eenvoudige goed soos, as ek nie 'n Mercedes kan bekostig nie, dan mag niemand anders met 'n Mercedes ry nie. Of in daai wêreldbeeld sê vir jouself, ja, ryk mense is altyd hoogmoedig. Of jy sê, arme mense is altyd hoogmoedig. Jy kan enigiets vir jouself daaronder sê. Maar wat jy vir jouself sê, bepaal jou geloof en dit bepaal jou gedrag. Of jy vergelyk mense met jouself, omdat ek so leef, verwag ek ander mense moet soos ek leef, en dan sit jy jou Christelike sousie bo oor dit, en jy probeer jou gedrag bo oor dit gooi. Maar eintlik onder is dit net sand, want jy het niks daarop wat jy gebou het nie. So wanneer ons gaan kyk na die kerk, dan gaan sien ons dat die beeld, die fondasies, die hoekstene van die kerk Christus is. So vir my en jou is die eerste ding vandag om te besef, jy het 'n roeping. As jy 'n kind van God is, dan kan jy jouself nie assosieer as 'n Christen nie. Jy moet 'n praktiserende Christen wees. Jesus is die hoeksteen, hy is die fondasie, alles begin by hom, alles gaan oor hom, alles kom deur hom, alles gaan na hom toe, ons ontvang alles by hom. Deur die Efesiërbrief wil Paulus die gemeente leer, dat hulle fundamentele, hulle fondasie denke, reg moet wees oor hulle kerk. Mense het persepsies oor kerke. Mense sê daar is so baie denominasies en elke denominasie het 'n eienskap of 'n identiteit. Of ons gemeente se identiteit praat mense van. Paulus, inteendeel, praat net van die kerk van die Here Jesus Christus. Vir hom bestaan daar net een kerk. En dis Jesus se kerk. En omdat dit Jesus se kerk is, wil hy eintlik vir die mense sê, as jy daar instap, word jy een van die bakstene. Dis die beeld wat hy in Efesiërs gebruik. Die hoeksteen is Christus. En as jy inkom, word jy 'n baksteen. Met ander woorde, net so min soos wat 'n baksteen hier buite kan lê en beweer dat die baksteen deel van hierdie saal is, net so min kan 'n nie praktiserende Christen beweer dat hy of sy Christen is. So as ons sê ons is Christene, dan moet ons leef soos hoekstene, bakstene in die gebou van Christus.
Daar's eienskappe en daar's 'n lewenswyse waarby jy moet aanpas. So dit help nie, ek het hier diep binne in myself hierdie eie idee oor my geloof, my kerk, hoe ek dinge sien, hoe ek oor mense dink, hoe ek oor mense se geld dink, hoe ek oor my eie geld dink, wat ek van ander mense dink, wat ek oor ander mense sê, daai wêreldjie van my. Die oomblik as jy Jesus ontmoet, dan bars daardie babbeltjie. Dan bars hy oop, want dit is eintlik soos 'n pitsweer. Dis eintlik soos 'n pitsweer. En as solank as wat ons met daardie pitsweer lewe, sal ons nooit 'n praktiserende Christen kan wees nie. Ons sal nooit wees wat die Here van ons vra nie. So hoe word ek 'n praktiserende Christen? Want ons moet besluit, is ek 'n nie praktiserende Christen? Is ek iemand wat hier op 'n boonste vlak na myself verwys as 'n Christen en ek gaan na Christelike dinge toe, maar onder het ek my eie wêreldbeeld en basta met die geloof, basta met die Bybel, basta met die Here, ek sal daar maak soos ek wil en goed dink. En ek sal nie my knie daarvoor ombuig nie. Ek sal oor mense dink soos ek wil. Ek sal van mense sê wat ek wil. Ek sal oordeel. Ek sal agter mense se rug praat. Ek sal negatiewe dinge doen. Ek sal sonde doen. Dis daai wêreld wat tot bekering moet kom. Die wêreld wat niemand sien nie, dit wat in jou kop en in jou hart is, moet tot bekering kom. Hoekom kom 'n mens kerk toe? Hoekom is jy in die kerk? Die kindertjies het vir ons gesê, om God te kom aanbid. As jy hier nie is om God te aanbid nie, moet jy jouself ondersoek. As jy nie hier is om te leer uit God se woord nie, wat die kindertjies gesê het, moet jy jouself ondersoek. As jy nie hier is om die Here Jesus beter te leer ken nie, moet jy jouself ook ondersoek. Ons is hier om saam te aanbid, deur sang, gebed, prediking en samesyn. Die vraag is nie of die kerk in jou prentjie pas nie. Die vraag is nie of jou prentjie alles moet bepaal nie. Die vraag is of jy in God se prentjie inpas. Dit is die vraag wat ek en jy moet vra. Is ek in God se prentjie wanneer ek aan die kerk dink, of wil ek die kerk my prentjie hê? Nou daai prentjie van ons het ek klaar gesê soos 'n pitsweer. Dis besoedel van onsself, ons eie narcisme, ons eie egosentriese gedagtes, ons eie selfsug, ons eie selfbeheptheid. Daai wêreld is vol van onsself. Maar wanneer daai wêreld verander, ons wêreldbeeld verander, ons lewensuitkyk verander, dan verander ons geloof ook. Want daai wêreldbeeld bepaal dan ons geloof, hoe ek glo. Soos die man in Kaap St. Francis, ek gaan doen besoek by 'n nuwe intrekker, klop in die deur, toe hy die deur oopmaak, toe sê hy vir my, dominee, ek wil net vir jou sê, ek glo in die groot doop. Ek staan daar voor hom, ek sê vir hom, dis wonderlik dat jy daarin glo, maar ek glo in Christus. Hy sê nie, maar hy glo ook in Christus. Ek sê, maar hoekom sê jy dit nie? So op sy geloofsvlak is die groot doop vir hom 'n fundamentele ding in sy geloof. Maar in die wêreldbeeld wat Paulus gee, sê Paulus in 1 Korintiërs, ek het nie eintlik mense gedoop nie, ja, ek het daai gesin en daai gesin, maar ek het nie gekom om te doop nie, vir my gaan dit oor Christus en wel as gekruisigde. So die wêreldbeeld wat Paulus gee is Jesus as gekruisigde. Hierdie week sê iemand vir my, ek wil net vir jou sê, ek en jy gaan aanhou verskil, want ek glo in die wegraping, sê die persoon vir my. Ek sê vir die persoon, nee, dis so, jy kan in enigiets glo wat jy wil, maar ek glo in God. Ek glo in die Here Jesus Christus, wat weer terugkom met sy wederkoms. Toe trap die persoon water. Toe sê ek, maar jy kan nie jou geloof so bekend maak nie. Want dit verklap dat jou wêreldbeeld besoedel is met allerlei teorieë en dingetjies wat jy self daarin gesit het met die jare. So die vraag vandag is jy bereid om daar diep in jouself 'n wêreldbeeld aan te neem, 'n lewensuitkyk aan te neem wat vir God aanvaarbaar is? Ons moet besluit, is ek 'n baksteen in die gebou
Of lê ek in die buitekant en sê vir mense wat verbyry, ek is deel van daai gebou, maar ek is 'n baksteen wat een kant lê. Ek moet besluit, is ek 'n praktiserende Christen of is ek 'n nie praktiserende Christen? Dis in essensie wat Paulus vir hulle wil leer in Efesiërs, want hulle het goddeloosheid beoefen, hulle het baie vinnig weer vergeet van die Here, hulle het begin goddelose praktyke aanneem, en dis hoekom hy in hoofstuk 5 vir hulle weer sê, julle moet op die regte manier lewe, want julle is in die gebou. En dan sê hy, Jesus het opgevaar hemel toe, hy was op aarde, hy het die bose oorwin, hy het hemel toe opgevaar, hy sit aan die regterhand van God, so hy is in beheer van alles, ook sy liggaam. So hierdie liggaam waaraan ons deel is vanoggend, buig die knie voor Jesus, wat ons hoof is. Hy is die Here. Hy is die een wat die stene in 'n gebou saam sit. En daarom begin Paulus in Efesiërs 1, hy sê, julle is uitverkies in Christus, sê hy. Nie 'n uitverkiesingsleer van party word gekies en ander nie. Omdat jy in Christus is jy verkies. Dit is een van die seëninge. Hy sê, julle is geseën met al die seëninge in die hemel in Efesiërs 1. En daardie seëning is jy's in Christus gekies. Die tweede seëning wat hy van praat in Efesiërs 1 is God se genade. En daardie genade van God moet hier diep in jou hart, daar by daai put sweer, daar moet Jesus se bloed vir jou was. Daar moet Jesus vir jou skoonmaak. Daar moet jy hom toelaat dat jy daar sy genade kan ervaar. Jy ervaar sy genade ook in jou kop en in jou hart en oral, maar daai diep persoon van jou, dis daar waar jy sy genade moet ervaar. En dan bid ek bid dat julle geestesoë oop gaan, dat julle sien dat die krag van die opstanding in julle woon. Nou weet julle hoe groot is daardie krag? Wat Jesus wat dood is, lewendig gemaak het. En as jy vandag hier sit en jy's 'n praktiserende Christen en die Heilige Gees is in jou lewe en die Gees van God beheer jou lewe, dan is die krag van die Heilige Gees in jou werksaam en dit is die opstandingskrag. En dan sê Paulus, maar om hierdie liggaam aan die gang te hou, het die Here Jesus besluit om 'n paar gawes te gee. In die eerste plek apostels en profete. Nou apostels en profete is nie titels soos wat baie mense dink nie. Baie kerkleiers noem hulle self 'n apostel, baie mense noem hulle self 'n profeet. Maar hierdie is nie titels wat Jesus gegee het nie. Dis werk wat hy gegee het. Die apostels en die profete het 'n kerk begin. Hulle het voorgeloop by gemeentes. Hulle was die mense wat die kern van 'n kerk in plek gesit het. Apostels is natuurlik die wat gestuur word deur die Here. Dis nie 'n titel nie, dis 'n werk. Jesus sê aan die einde van Matteus, gaan heen, maak disippels van al die mense, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. So wees apostels. Elke liewe een wat hier sit. Jy kan sê, apostels is gestuur deur Christus, soos ek self. Soos ek self. En jy gaan daai net snap as jy hierdie korrupte pitsoerie binne deur Jesus laat skoon was en sy gees daartoe te laat om te verstaan wat dit is dat jy gestuur is in die volheid van die krag van die Heilige Gees. 'n Profeet is die mense wat sê wat sosiaal verkeerd is. Reg deur die Ou Testament praat hulle oor sosiale ongeregtighede wat verkeerd is in die samelewing en op grond daarvan het hulle probleme. Profete het swaar gekry, Jeremia is in 'n put gegooi en gelos vir dood. Daniël het sy probleme gehad, hy was in 'n leeukuil. So kan ons deur die profete gaan. En dan was daar die profete wat gesê het, Jesus is op pad. So wat leer ons by profete? Dis mense wat hoor wat God sê en vir ander mense gaan sê wat die Here sê uit sy woord. So jy kan sê, profete praat namens God soos ek self. Jy het die werk gekry om oor God te praat.
Evangeliste was gewoonlik die mense wat in die kerk gebly het en die gemeente bedien het. Nou kan julle maklik sê, ja, maar Jaco, dis jou werk. Jy bly nou lekker hier en jy's nou soos die evangeliste. Jy moet nou die gemeente in die gang hou. Dit kan waar wees, maar dit is een van die 5 bedieninge. Die evangeliste het normaalweg agtergebly. Dit was nie die ouens wat in tente gejaag het en 3000 mense tot bekering gebring het en foto's geneem het en op Facebook geplaas het en na volgende plek toe gejaag het en nog mense tot bekering bring en foto's neem. Evangeliste is mense wat in 'n gemeente die goeie nuus verkondig. Dit is die mense wat seker maak dat die gemeente bedien word. En dan is daar herders en dan is daar leraars. Herders is die wat versorging doen. Leraars is die wat versorging doen. Julle doen elke dag versorging. Julle is elke dag in julle werk dalk 'n evangelis, iemand wat praat oor God, wat wil seker maak dat die waardes en normes van God daar geskied. Iemand wat verkondig oor die goeie nuus. Dit is nie net beperk tot hier nie. Dit is eintlik juis beperk tot die wêreld. Herders en leraars versorg. Jy versorg mense in jou werk. As jy vir iemand vra, hoe gaan dit met jou? Ek is bekommerd. Kan ek vir jou bid? As jy hoor iemand gaan deur 'n moeilike tyd en jy maak 'n telefoonoproep of jy stuur 'n voice note op WhatsApp of jy tik 'n boodskap, versorg jy. So vandag kan jy vir jouself sê, alles begin wanneer ek verstaan wat die seëning is wat God vir my gee, Efesiërs 1. Wanneer hierdie sweer van my selfsugtige, narcistiese self hier in die binnekant oopbars, met Jesus se bloed gespoel word, sodat my totale wese volgemaak word met die evangelie, sodat my geloof praktiserend van aard is, sodat my gedrag wys dat my geloof praktiserend is. En dan sê Jesus, hierdie bakstene wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars, hierdie bakstene het hy gegee vir die gemeente om die gemeente self op te bou. Dit is hoe die gemeente werk van die Here Jesus Christus. So wat maak 'n gemeente werk? Wat maak ons werk? Wat ons hier maak werk, is dat hierdie 5 bedieninge alreeds onderling funksioneer in jou werk waar jy is. Miskien was jy nie altyd bewus daarvan nie, maar nou vandag kan jy daarvan bewus raak. En besef dat jy kan sien watter heerlikheid die roeping inhou wat God vir jou het. Wat ek gesê het in die begin, onthou hierdie versie, die heerlikheid wat God se roeping vir jou lewe het. So jy's geroep, jy is 'n baksteen in die gebou. Jesus self hou jou aan die gang, en omdat Jesus jou aan die gang hou hy self die kerk aan die gang. So vandag kan ons met 'n baie sterker, gesonder, Bybelse idee van kerk in die wêreld instap. En ons kan so na mekaar kyk. Dit gaan nie oor baie geld of min geld nie. Dit gaan nie oor die nul beginsel nie, sê my broer. My broer het my geleer, hy sê die zero principle in die lewe maak almal gelyk. Party mense het 3 nulle aan die einde van hulle salaris, ander 4, ander 5, ander 6, ander 7, ander 8 en so kan jy aangaan. Hy sê maar wat interessant is dat almal het kos, almal het 'n huis, almal het vervoer, almal kom van punt A tot B en almal het klere. En hy het vir my gesê die beginsel van die nulle maak jy nie ryker of armer nie. Toe sê hy vir my, onthou, ons 2 oupas het afgetree met niks, hulle het nie eens 'n pensioenfonds gehad nie. Hulle was arm. Toe sê hy vir my, onthou net, oupa Pieter en oupa Douglas. Hulle was gelukkig, sê hy vir my. Hy sê, onthou, hulle het kinders gehad en familie en almal wat rondom hulle was, wat hulle regtig gelukkig gemaak het. Eendag daar in Polokwane koop iemand vir hom 'n splinternuwe cruiser. En ek's altyd opgewonde as iemand iets nuuts koop. Ek sê vir hom, hoor, hierdie is 'n wonderlike kar, ons gaan vir 'n ry. Ons gaan vir 'n ry. Dieselfde week kom iemand by my aan in terapie wat ons as gemeente baie gehelp het met elektrisiteit en hy het vir hom 'n Polo gekoop met 300 000 km op. En die kar is gehavend. En hy kom by die spreekkamer in, maar daai man se bors staan so van trots oor hierdie Polo wat hy gekoop het. Ek sê vir hom, hier is 'n nice kar, kom ons gaan vir 'n ry. Want die zero beginsels het vir my gewys dat hierdie man met die stok horing ou kar baie meer dankbaar was
as die ou wat vir hom 'n splinternuwe kar gaan koop het. In daai geval. Dit kan ook omgeruil wees. Maar op die einde van die tyd, as jy 'n baksteen is in die gebou, dan het jy 'n spesifieke plek, jy het 'n spesifieke werk, en dan is die belangrikste wat Paulus vir ons leer. Hou jou by jou werk. Hou jou by jou werk. Want jy het 'n verantwoordelikheid teenoor God en teenoor mekaar. Dan kan ons die gebou, die liggaam van Jesus, saam opbou en groei en al meer volwasse raak, dat ons gehoorsaam sal wees aan die kop, die hoof, Jesus, en ons groei so na hom toe, dat ons geestelik volwasse kan word.